Welkom. Vandag duik ons in 'n toestand wat dokters dikwels laat kopkrap en pasiënte met allerlei vreemde simptome los, torakale uitlaatsindroom. Om hierdie komplekse ding te verstaan, wel, dis die heel eerste stap om antwoorde te kry. So, kom ek vra jou iets. Stel jou 'n kritiese hoofweg in jou liggaam voor. Al die belangrike kabels en pype moet deur hierdie een tonnel gaan. Wat dink jy gebeur as daardie tonnel begin toetrek? Dis presies waaroor ons vandag praat. So, wat presies is hierdie torakale uitlaatsindroom of TUS? In kort, dis wanneer daai senuwees, are of slagare in daardie tonnel, die torakale uitlaat, vasgedruk word. En hierdie saampersing, dis waar al die probleme begin. Goed, kom ons delf 'n bietjie dieper. Om TUS te snap, moet ons eers kyk na die anatomie. En die beste manier om daaroor te dink, is as jou liggaam se mees oorvol snelweg. Hierdie snelweg is 'n ongelooflik belangrike, maar vreeslik beknopte area. Alles wat jou arm laat werk, die elektriese bedrading, die watertoevoer, die dreinering, alles moet deur hierdie klein spasie gaan. Nou, op hierdie snelweg is daar 3 hoofrolspelers wat ons moet ophou. Eerstens, die brachiale plexus. Dink hieraan as die bedrading van jou arm. Dan het ons die subclavia aar wat die drainasiestelsel is wat bloed terugvat. En laastens, die subclavia slaaar, die hooftoevoerpyp. Watter een van hierdie 3 vasgedruk word, bepaal presies watter tipe TUS jy het. En jy weet, nes met enige snelweg, is daar spesifieke knelpunte waar die verkeer altyd ophou. Hierdie 3 ruimtes, dis waar die moeilikheid gewoonlik begin. Reg, so ons verstaan die snelweg. Kom ons kyk nou wat gebeur tydens die verkeersknoppe. Ons begin met die een wat ons die heel meeste sien, neurogeniese TUS. Dis wanneer die liggaam se bedrading die prys betaal. Wat regtig help, is om die 3 tipes so langs mekaar te sien. Hierdie is basies jou kitsgids. Kyk net na die reuse verskille in hoe gereeld dit voorkom, die oorsake en die simptome. Neurogenies is verreweg die algemeenste, terwyl die ander 2 baie skaarser is, maar met baie duidelike tekens kom. En hierdie grafiek maak dit glashelder. Kyk net hoe dominant neurogeniese TUS is. Meer as 95% van alle gevalle val in hierdie boksie. So natuurlik, dis die een waaroor ons die meeste praat. So, wat gebeur hier? Dink daaraan so. 'n Gebeurtenis soos 'n motorongeluk beseer die spiere in jou nek. Soos daai spiere herstel, vorm litstekenweefsel. Daai litstekenweefsel maak die spasie kleiner en begin druk op daai kritiese bondel sneeuwees. En dit lei tot daai klassiese simptome van pyn en daai spelde en naalde gevoel. Goed, volgende. Kom ons kyk na die liggaam se loodgieterprobleem. Venose TUS. Hier gaan dit glad nie oor die bedrading nie, maar oor die dreineringsstelsel wat skielik geblokkeer word. Soos ons nou net gesien het, is die tipe baie skaarser. Ons praat van net 'n klein persentasie van al die gevalle. Maar, en dis 'n groot maar, moenie dat daai syfers jou vloos nie. Die simptome is enige iets behalwe subtiel. Die oorsaak hier staan bekend as inspanningstrombus. Stel jou 'n atleet voor, 'n swemmer of 'n bofbalwerper, wat duisende kere dieselfde oorhoofse beweging maak. Daardie konstante herhaling kan die aar beskadig en dit veroorsaak 'n bloedklont wat die aar skielik toemaak. En die simptome? Wow, hulle is onmiddellik en dramaties. Die hele arm swel skielik op. Dit voel ongelooflik swaar en kan selfs blouer word omdat die bloed eenvoudig nie kan terugvloei nie. Dis 'n ernstige, akute mediese gebeurtenis. En nou, vir die skaarste, maar potensieel die gevaarlikste vorm van almal, arteriële TUS. Dis wanneer daai hooftoevoerpyp na die arm toe vasgeknyp word. Ons praat van minder as 1% van alle gevalle. Dis uiters skaars, maar die gevolge kan regtig ernstig wees, want dit sny die bloedtoevoer na die arm en hand af. Hier's die ding, dis soos 'n gevaarlike domino-effek wat afskop. Gewoonlik druk 'n ekstra ribbetjie of 'n ander benerige ding die slagaar vas. Dit veroorsaak skade, 'n aneurisme, 'n uitbolting vorm en 'n klomp groei daarin. Die regte gevaar is wanneer stukkies van daai klomp afbreek en die kleiner bloedvatjies in die hand gaan blokkeer. So, die simptome is basies jou liggaam wat skree dat dit nie genoeg bloed kry nie. Dis wat ons iskemia noem. Die hand kan pynlik, bleek en ijskoud voel, want dit kry net eenvoudig nie die suurstofryke bloed wat dit nodig het nie.
Reg, en dit bring ons by die groot vraag. As die simptome, veral vir die veneuse en arteriële soorte, so duidelik kan wees, hoekom word hierdie toestand dan beskou as so 'n moeilike diagnose? Dit is 'n ware mediese legkaart. En dis presies die vraag wat ons hier moet antwoord. Die groot probleem lê by daardie mees algemene tipe, die neurogeniese vorm. Die kontras tussen wat die pasiënt voel en die gebrek aan harde, objektiewe bewyse, dis waar die uitdaging lê. Kyk, hierdie skyfie breek die probleem perfek af. Vir veneuse en arteriolitis kan 'n dokter 'n skaning doen en die klont of die aneurysme duidelik sien. Die bewys is daar, swart op wit. Maar vir neurogenesitis, daar is nie een enkele toets wat definitief kan sê, ja, dis die oorsaak nie. In plaas daarvan word dokters ander dinge uitsluit, soos carpale tunnelsindroom of 'n probleem in die nek, en dan baie staat maak op die pasiënt se storie. Dis 'n diagnose van uitsluiting. En as jy dink ek oordryf, luister net hierna. Hierdie aanhaling kom uit 1947. Dit wys dat een van die mees algemene fisiese toetse vir hierdie toestand, die Addison-toets, basies onbetroubaar is. As die helfte van mense wat heeltemal gesond is positief toets, hoe op aarde kan jy dit gebruik om 'n diagnose te maak? Dit wys net hoe lank hierdie diagnostiese deurmekaarsboel al aan die gang is. Goed, so wat is die belangrikste punkte om te onthou? Eerstens, das is nie een enkele ding nie. Dis 'n sambreelterm vir 3 baie verskillende probleme. Tweedens, die mees algemene tipe, die neurogeniese een, is die moeilikste om te bewys. Derdens, die skaarser tipes, venusse en arteriële, is makliker om op 'n skannering te sien, maar hou baie groter onmiddellike risiko's in. 'n Korrekte diagnose is dus 'n proses van versigtige uitskakeling. En dit laat ons met 'n laaste, nogal ontstellende gedagte. As die algemeenste vorm van hierdie toestand so ongelooflik moeilik is om vas te pin, hoeveel mense loop daar buite met ongediagnoseerde pyn, vasgevang in die middel van hierdie ingewikkelde mediese raaisel?